Goeiedag. In vandag se video gaan ons kyk na die verhouding tussen geloof en werke en wat is die verhouding van geloof en werke met die geregtigheid van God. Dit sal ook ons laaste video wees wat ons maak in reaksie op die protestantse slagspreuk van geloof alleen. Nou, as ons die Bybel lees, dan kry ons in Galasiërs en in Romeine 8 keer dat Paulus praat van die sogenaamde werke van die wet wat nie vir ons kan red nie. Werke van die wet wat nie van ons kan red nie. Byvoorbeeld, ons kry dit in Galasiërs 2 vers 6, daar kry ons dit, onder andere en 'n paar ander plekke ook, en ons sal nou weer iets daaroor sê. Werke van die wet wat nie red nie. Ek wil dit tog hierso skrywe, werke van die wet. Die vraag is dan nou, wat bedoel Paulus met werke van die wet? Wat is die bedoeling? Werke van die wet, wat is die bedoeling daarvan? En die rede hoekom dit belangrik is wanneer ons na die res van die Bybel kyk, veral die Ou Testament, veral in besonder die Psalms, ook boeke soos Levitikus, hoofstuk 19 in besonder, Deuteronomium 6 ensovoorts, dan sien ons dat die Ou Testament redelik positief is oor die wet van die Here. Dink byvoorbeeld aan Psalm 119, daardie lang wetspsalm wat die lof van die Here besing, wat die lof van die wet van die Here dan ook besing. Spesifiek in Psalm 19 kry ons hier vanaf vers 1 tot by vers 8 'n baie positiewe uitkyk op die wet van die Here. Spesifiek in vers 8 kry ons die gedagte dat die wet van die Here nuwe lewe kan gee. Ons lees byvoorbeeld in vers 8, Psalm 19. Die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die onkundiges. Kan julle sien? Spesifiek, die wet van die Here gee nuwe lewenskrag. Die ou Afrikaanse vertaling, die 33-53 vertaling, praat van dit verkoop die siel. So, hoe is dit moontlik dat aan die een kant die Bybel dan vir ons leer dat die wet gee nuwe lewenskrag, maar dan aan die ander kant lyk dit asof Paulus negatief is oor die wet en dat werke van die wet eintlik nie veel kan beteken in ons verhouding met God nie. Dat werke van die wet beslis nie kan bydra tot ons redding nie. Dat werke van die wet nie daartoe kan bydra dat ons voor God geregverdig kan wees nie. Hoe is dit moontlik? So weer eens, wat is die bedoeling van Paulus as hy praat van die werke van die wet? Dis in besonder waarna ons gaan kyk. Maar net vinnig, ek hoop julle onthou dat ek gesê het dat geregtigheid gaan oor my verhouding met die Here. Hoe leef ek reg voor die Here? Hoe word dit wat gebreek het tussen ons en die Here met die sondeval in Genesis 3, hoe word dit reggemaak? Hoe word dit reggemaak? Wie maak dit reg? En as Katolieke glo ons, dit is God wat dit reg maak. Maar as dit dan reggemaak is, hoe maak hy dit reg? Daaroor verskil ons en Protestante. Ek het gesê dat as Katolieke glo ons dat God innerlik myself regmaak, en ons gaan vandag weer iets daaroor vir mekaar sê, terwyl Protestante meer glo dat jy word bedek, dat die geregtigheid wat God aan ons gee, geregtigheid is wat van Christus afkom. Christus se geregtigheid bedek my, hy het alles vir ons gedoen, sodat ons in 'n nuwe verhouding met die Here kan staan, en dit is so, en dan bedek sy geregtigheid vir ons. Dit word ons forensies toegereken, soos in 'n hofsaak. Dis die groot woord, 'n forensiese toerekening. Soos in 'n hofsaak, omdat iemand anders te betaal het, daarom is ons nou in 'n regte verhouding met die Here. As Katolieke glo ons dat God ook vir ons 'n vryspraak gee, maar ons sê dat geregtigheid meer is as net 'n forensiese uitspraak van die Here af. Dat binnekant, daar is ook 'n inspuiting as het ware, wat die Here in my inspuit met die geregtigheid van Christus, sodat ek van binnekant af nuut en reg word. Dis die een ding waar ons verskil met Protestante. Die tweede ding waarmee ons dan verskil met Protestante, is dat Protestante skei heiligheid en regverdigheid van mekaar. Regverdigmaking en heiligmaking skei hulle van mekaar, terwyl ons as Katolieke glo dat
Heiligmaking en regverdigmaking is met mekaar vervleg. Dis twee kante van dieselfde muntstuk en ons gaan vandag weer daarby uitkom. Maar kom ons kom net terug. So, om op te som, geregtigheid gaan oor my verhouding met die Here. Hoe word dit reggemaak as dit gebreek word? Na die sondevalle in besonders, watter rol speel die wet daarin? Nou onthou nou ook, ons het al gepraat oor wat is die doel van verlossing? Wat is die doel van verlossing? En daar was 'n video gemaak, Theosis, die vergoddeliking van die mens, om deel te kry aan die goddelike natuur waaroor ek dikwels praat. Hou dit nou ook in julle agterkoppe. Nou goed, interessant, nie net sê Psalm 19 vers 8 dat die wet van die Here gee nuwe lewenskrag nie. Ons lees ook byvoorbeeld in Jeremia 31 vers 5. In Jeremia 31 vers 5 lees ons baie pertinent dat die Here sê die volk was nou in ballingskap, dat dinge verkeerd gegaan tussen hom en die volk Israel, die kerk in die Ou Testament, God se verhouding met hulle het gebreek, hulle is in ballingskap. Die ou verbond is gekwes, het seer gekry, het as ware gebreek, en die Here kom maak beloftes en hy sê, hy sal alles nuut maak. Hy sal alles nuut maak, die verbond sal ook nuut gemaak word. En dan sê hy, interessant in Jeremia 31 vers 5, dat die wet van die Here sal op die harte van die Israeliete geskrywe word. Dit sal op die harte van God se kinders geskrywe word, die wet. So nou weer 'n keer, as Jeremia 31 vers 5 beloof dat die wet op ons harte geskryf sal word, wat bedoel Paulus dan daarmee as dit lyk asof hy negatief is oor werke van die wet? Dis belangrik. Wat dan ook van Jakobus, die brief Jakobus, en ek dink is tog belangrik dat ons daarna ook kyk. En ek onthou hoe ek as protestantse dominee hiermee klei getrap het. Of dit word geïgnoreer, of ek het onlangs weer 'n video gesien, hoe mense eenvoudig net hulle eie eksegese inlees en indruk, en woorde invoeg in Jakobus 2 in, sodat dit hulle pas. En dan sê die teks glad nie meer wat daar staan nie. Nou, mense sou eintlik moet lees van vers 14, en ek wil julle tog vra om dit te gaan doen op 'n stadium, maar hy sê baie duidelik, kom ons lees dit eintlik maar, wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie. Die geloof kan hom tog nie verlos nie. En dis interessant, wat dan nou van geloof alleen? Ek weet nie, dis hoekom Luther hierdie boek uitgegooi het. Martin Luther wat net wou hê geloof alleen, het die boek Jakobus uitgegooi. En dis altyd vir my vreemd vir iemand wat ook geglo het aan die Bybel alleen, maar dan breek jy eers die Bybel af, jy maak jou eie Bybel en dan sê jy die Bybel alleen. Of jy maak soos baie protestante, soos wat ek ook gedoen het, jy ignoreer Jakobus. Of jy gebruik oulike eksegetiese metodietjies om die teks so te verdraai dat dit nie beteken dat werke 'n rol speel in ons verhouding met die Here nie. Dis regtig so, maar wat staan hier? Wat staan hier? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Geloof alleen is dood. So die enigste keer wat geloof alleen, hierdie frase voorkom in die Bybel, is dit in 'n negatiewe vorm, dat geloof alleen nie red nie. Maar nou kom protestante onder leiding van Luther en Calvin en Zwingli, en hulle gebruik Paulus en sê, geloof alleen red. En nou lyk dit asof dit ook so staan teenoor die boek Jakobus. Vers 18, maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade. En ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so, ook die demone glo dit, en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham ons vader nie op grond van sy dade regverdig verklaar nie? Geregtigheid en regverdigheid loop hand aan hand.
met mekaar om regverdig verklaar te word, is om uiteindelik in 'n geregtigheidsposisie teenoor God te staan, of met God te staan. En hier sê, Abraham is ook op grond van sy dade regverdig verklaar. Ek wil protestante graag wil hê ons moet net glo dat Abraham net geglo het en hy's regverdig verklaar. So hoe steek dit nou met mekaar in verhouding? Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham ons vader nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meewerk met sy dade? Of eintlik hierso staan, kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade? En dat vanuit die dade die geloof volkome word. Dis belangrik, want hier is die kern ook van wat ons as katolieke glo. Geloof wat met dade meewerk, of omgekeer, dade wat met geloof meewerk, sodat die geloof volkome kan word. En die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdig gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur geloof alleen nie. Hoe strook dit nou met geloof alleen? En dit doen nie, dit doen eenvoudig net nie. Weer sê ek, dis waarom Luther bloot eenvoudig ten minste eerlik was, meer eerlik as baie ander protestante, en bloot eenvoudig die boek uitgehaal het en dit wou weggooi. Maar dit is Jakobus, en ons gaan nou bietjie nou tree teruggee en dan kyk hoe alles in mekaar steek, as ons dan die totale katolieke leer saamvat en ook uiteindelik by die katekismus gaan eindig. Ons sien baie belangrik, het ek laaste keer al vir julle gesê, dat van die begin af in die Bybel kry ons dan ook dat heiligheid en geregtigheid, heiligmaking en regverdigheid baie nou aan mekaar gekoppel is. Vir ons as katolieke is dit die twee kante van dieselfde munt, het ek al gesê. Ons kry byvoorbeeld in Levitikus hoe die Here sê, wees heilig want ek is heilig. En hoe is jy dit? Deur die wet. Deur sekere dinge te doen, deur nie te steel nie, deur nie te roof nie. Natuurlik is die wette rondom die tabernakel en die latere tempel ook belangrik. Voedselwette is belangrik en daaroor gaan ons nou praat. Want daar het inderdaad 'n verandering gekom vanaf die ou verbond tot die nuwe verbond. Maar belangrik is dat die Bybel skei nie heiligheid en geregtigheid van mekaar soos protestante dit graag wil hê nie. En dit affekteer ook oor hoe ons die werke van die wet verstaan. Dit affekteer ook hoe verstaan ons die verhouding tussen geloof en werke. Baie belangrik, ek het onlangs weer met iemand op YouTube gesels, waar ek kommentaar gelewer het op iets, en die persoon het gereageer, en ons het so 'n gesprek gehad in die chats, daar waar ons kan saampraat, en ek het genoem dat die probleem is hier die skeiding tussen die protestante en die katolieke, wat hierdie ding doen, waar katolieke nie geregtigheid en heiligheid skei nie. En net soos ek, het hy dit nie geweet nie. En dit was vir my een van die groot dinge wat ek moes leer, en dit het gemaak dat 'n klomp goed vir my in plek geval het, en ek uiteindelik verstaan het, wat bedoel katolieke met hoe ons as katolieke die verhouding tussen geloof en werke sien. Belangrik. Nou, ook in Petrus, in die Nuwe Testament, haal Petrus uit Levitikus aan, en hy sê dan baie duidelik, dat God sê, wees heilig, want ek is heilig. En dan, dit word uitgeleef deur die doen van die wet. Ons geloof dan, is 'n verhouding met God, 'n aktiewe, daadwerklike manier van doen en leef. Geloof is nie maar net, en baie protestante, en selfs ek dink katolieke, word slagoffer hiervan, dat geloof is vir ons net die abstrakte, teoretiese, filosofiese iets van, ek sit nou maar net agteroor en ek sê geloof alleen. Maar die Bybel sien geloof nooit so nie. Dis interessant, ek het dit al gesê, dat in die Bybel is die teenoorgestelde van geloof nooit ongeloof nie. Maar die Bybel sê dat die teenoorgestelde van geloof is ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid. Wat beteken dat gehoorsaamheid en geloof loop hand aan hand.
En ons sien dit spesifiek in die geval van Abraham, soos ons hier gelees het in Jakobus. Dit het veel gehelp dat God het vir Abraham gesê, ek gee vir jou die beloofde land Kanaan, vir jou en jou nageslag, trek nou asseblief, en dan sê Abraham net, nee Here, dis reg, ek glo u gaan dit vir my gee. En dan sit hy daar, lekker nog steeds in en hy trek nooit nie. Nee, in gehoorsaamheid moes hy wys hy glo en hy trek. Dieselfde met die offer van sy seun Isak. Hy doen, hy's gehoorsaam. Dis geloof. Geloof is gehoorsaamheid. Daarom is daar 'n aktiewe doendeel in geloof, wat ons inderdaad werke kan noem. En weer dan die vraag, maar wat bedoel Paulus dan met werke van die wet, wat ons nie kan red nie? Hoekom sou Abraham se werke hom red, terwyl Paulus sê, werke van die wet kan nie red nie? Dan kom ons gaan net verder, weer 'n stapie terug. Psalm 99 wys ook vir ons hoe dat die heiligheid van God en God se eie geregtigheid aan mekaar gekoppel is. Dis belangrik. Gaan lees bietjie Psalm 99. Die heiligheid van God en die geregtigheid van God, die doen van dit wat reg is. Die troon van die Here wat ook berus op regte dinge, om dinge op die regte manier te doen. Dit is alles vir die psalmdigter dieselfde as heiligheid, of dit vloei vanuit die heiligheid van God. Die boek Wysheid van Salomo sê baie mooi vir ons, interessant genoeg, onthou nou, wat is die rede waarom God vir ons as mens gemaak het? En ek gaan nou weer uitkom oor wat is die doel van verlossing ook. Maar baie mooi, hoe dat vir ons gesê word in die boek Wysheid, moet jy dit vinnig kry, in die boek Wysheid 9, hoofstuk 9, julle, as hy, Wysheid 9 vanaf vers 2, Wysheid 9 vanaf vers 2, U wat alle dinge deur U woord gemaak het, en deur U wysheid die mens voorberei het, sodat hy kan heers oor dit wat U geskep het. Nou dit gaan terug na Genesis 2 toe, Genesis 1 en 2, waar God die mens maak as sy beelddraers om namens hom te heers, namens hom te regeer oor hierdie aarde, om na die skepping te kyk namens God. Ons kan ook sê, om God se gouverneur te wees, om saam met God te werk, om die hele skepping in te bring in 'n verhouding met God in. Maar hoor, wat sê hy? So, hoekom is ons gemaak? Hy sê, sodat hy kan heers, sodat die mens kan heers oor dit wat U geskep het, en die wêreld kan bestuur in heiligheid en geregtigheid, en in opregtheid van gees regspraak kan uitoefen. Sien julle daar? Sodat die wêreld bestuur kan word in heiligheid en geregtigheid. Weereens, die dikaiosunee, theo, die geregtigheid van God. Heiligheid en geregtigheid. Die mens se dade, die mens se optrede, hoe ons na die wêreld kyk, hoe ons vanuit ons verhouding met God uit optree, onthou nou ons is beelddraers van God, hoe ons vanuit ons verhouding met God optree teenoor die wêreld is ook in heiligheid en geregtigheid. Die twee is aan mekaar gekoppel. Dis nie geskei van mekaar nie. So kry ons dit ook in Lukas. So onthou nou, hier kry ons die doel van waarom ons gemaak is om in heiligheid en geregtigheid saam met God oor die skepping te heers, dan as het ware in 'n vennootskap met hom. Maar dan kry ons ook in Lukas. In Lukas 1 kry ons daardie pragtige loflied van Sagaria, wat ook deel is van die breviary, die oggendure, die oggendbidure van die kerk. Die van julle wat die breviary volg, die gebedsure van die kerk volg, sal weet dat in Lukas 1 kry ons elke oggend die lofsang van Sagaria. En daar word vir ons vertel van die doel van verlossing. Daar het nou 'n breek gekom tussen ons en God met die sondeval. Dit speel 'n rol in die res van die Ou Testament en in die Nuwe Testament as dit begin. God maak beloftes dat hy ook die sonde sal hanteer. En dan kom Sagaria hier in vers 75. Hy
Vanaf vers 67 sing Sagaria die pragtige loflied oor sy seentjie Johannes die Doper, wat die pad gereed maak vir die uiteindelike verlosser, wat die sonde gaan hanteer. En dan sê hy, vanaf vers 73, eintlik vers 72 wil ek lees, hy sê, dit het hy, God, gedoen, om ontferming aan ons voorvaders te bewys, en sy heilige verbond in gedagte te hou. So, God dink aan sy verbond. So die Nuwe Testament is inderdaad 'n vervulling van die ou verbond, as jy dit nou nie geweet het nie, van die Ou Testament. Dit is 'n vervatting. Dit wat God doen in die Nuwe Testament, doen hy vanuit beloftes in die Ou Testament. Hy hou sy verbond in gedagte. Die eed wat hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons gered uit die hand van ons vyande, hom God sonder vrees kan dien, en al ons daarvoor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. Heiligheid en geregtigheid kan leef. So die doel van God se verlossing is, sodat ons in heiligheid en geregtigheid voor hom kan leef. En hierdie heiligheid en geregtigheid weer kan uitleef teenoor die skepping as ons teruggaan. Kan julle sien? Weer 'n keer, heiligheid en geregtigheid wat aan mekaar gekoppel word, en as het ware, nie net aan mekaar gekoppel word nie, maar God verlos ons, sodat ons dan in heiligheid en geregtigheid, gelyktydig heiligheid en geregtigheid, voor hom kan leef en hom kan dien. En ons moet voor hom kan leef in heiligheid en geregtigheid, want hy is heilig, hy is regverdig. Dis die hele tyd ons verhouding met God, wie hy is, bepaal hoe ons optree, wat ons doen, belangrik, wie God is, wie God is, die koukie, raak droog, wie God is, bepaal hoe ons doen en optree, bepaal ons optrede. En dis belangrik, dis ons verhouding met God. Ons verhouding met God is 'n refleksie ook van wie hy is. Dit wat hy van ons vra is 'n refleksie van wie hy is. En dit is belangrik. Nou, so weer eens, heiligheid en geregtigheid nie geskei van mekaar nie, ook wanneer dit kom by die doel van die verlossing, né? Nou gee ons nog 'n trappie verder terug. Nou kom ons nader aan die werke van die wet. Nou lees ons byvoorbeeld in 1 Johannes, in die briewe van Johannes, daar lees ons nou 1 Johannes 2 vers 29. 1 Johannes 2 vers 29. Hier lees ons, kom ons lees net, as julle weet dat hy, God, regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat doen wat reg is, uit God gebore is. Belangrik. So hoe weet ek, iemand is 'n kind van die Here? Nie maar net as hy vir my sê, ek het geloof, ek glo in Jesus nie, maar as hy doen wat reg is. 'n doen wat reg is, wat voortvloei vanuit God wat regverdig is, vanuit God wat geregtigheid in homself is. Hy is uit God gebore. En hierdie uit God gebore is belangrik, want dit gaan saam met wat die wedergeboorte is. En weer 'n keer, dis hier waar ons verskil van protestante. Dit is interessant, protestante glo inderdaad aan iets soos wedergeboorte. Ek het dit ook verkondig, Johannes 3 vers 16, dat ons weergebore moet wees, die naggesprek met Nicodemus. Maar hoe ons, toe ek nog 'n protestant was, en hoe protestante wedergeboorte verstaan het, is definitief anderste as hoe katholieke dit sien. Want as katholiek het ek geleer, dat wedergeboorte is nie maar net iets wat, ek is nie nou maar net verander, omdat ek bedek word met die bloed van Christus nie, omdat ek net vry verklaar word deur Christus nie. Nee, ek word wedergeboorte, omdat ek deur God daadwerklik 'n nuwe skepsel gemaak word, die geregtigheid van God, die heiligheid van God, kom in my in, en op grond van Christus se offer en kruisdood en opstanding,
kry ek 'n nuwe lewe. Ek word van binnekant nuut gemaak. Christus se verlossing word ingespuit in my, sodat ek van binnekant af nuut word en 'n nuwe skepsel is, sodat ek dan, wanneer ek sonder dat ek dit verdien, nuut gemaak word, ek nou ook in staat is om nuut te leef en te doen wat God van my vra. Dis wat katholieke glo, ons gaan nou daarby uitkom. Sodat dan, as ek dan van binnekant nuut gemaak word in 'n verhouding met God, sonder dat ek dit verdien, en ek nou sy kind word en deel word van die verbondshuisgesin, nou vra mense vir my, is jy 'n kind van die Here? Dan sê ek vir hulle, ja, ek is. Maar as ek dit nie doen nie, gaan niemand dit weet nie. So, nou kan ek soos Jakobus sê, man, kom ek wys jou deur my dade, hoe leef 'n Christen? Ek wys jou deur my dade, dat ek glo. Geloof is nie vir my net 'n teoretiese iets nie. Want God het my in staat gestel om te doen wat hy van my vra. So weer 'n keer, wat bedoel Paulus dan met werke van die wet? Maar belangrik, dan 1 Johannes 3 vers 7. Kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie doen wat reg is regverdig, soos God hy regverdig is. Belangrik, wie doen wat reg is, wie in geregtigheid lewe, want reg, dinge wat om reg te doen, dinge wat reg is, om reg te leef, is alles deel van geregtigheid. Maar ek kan doen wat reg is, nie maar net omdat ek regverdig verklaar word nie, want Luther en Calvin en Zwingli het gesê, veral Luther, nee, ek word verklaar dat jy regverdig is, ongeag van wat ek nou doen. Dis hoekom Luther dit gesê het, as die duiwel by jou kom en hy sê sondig, doen 'n bietjie sonde, dan sê jy, dan lag jy vir hom en dan doen jy sommer lekker ekstra sonde, want jy weet, jy's eenmal gered en niks wat jy doen kan jy nou die hande van God uitruk nie. So nou kan jy lekker sonde doen, want ek is net regverdig verklaar. En die bloed van Christus bedek my, sodat as God die Vader na my kyk, dan kyk hy na my deur die bloed van Christus en hy sien net 'n skoon bedekte kind. Ek bly 'n mishoop vol sonde lekker aan die binnekant en nou daarom kan ek lekker sondig en as die duiwel dan sê, maar jy het nou net gesondig, dan lag ek vir hom, want ek is bedek met die bloed van Christus. Dis regtig wat ek as protestant ook amper vir mense verkondig het, in die sin van dat werke het geen rol nie. Die sonde wat jy doen het regtig ook nou nie 'n effek op uiteindelik of jy in die hemel beland of nie, en of jy kan uitval uit die hemel uit nie. Goed. Nou, kom ons gee weer so 'n paar tree terug. Ons glo egter, nou gaan ons na Romeine toe, as katholieke. Ons glo dat in Romeine 5 vers 17 leer ons, en Paulus het nou graag, Luther het graag die boek Romeine gebruik, maar soos wat selfs protestante soos N.T. Wright nou mos ook vir ons sê, het Luther inderdaad die boek Romeine verkeerd verstaan, omdat hy gebreek het met hoe die kerkvaders nog altyd die boek Romeine verstaan het. En dit is 'n gevaarlike ding, as jy uitbreek uit hoe die kerk nog altyd dinge verstaan het, van geslag tot geslag, dan loop jy die gevaar om in kettery te verval, soos al die ketters voor Luther, wat ook gedink het, hulle weet nou vir die eerste keer beter van hoe die Bybel vir ons leer, en wat die Bybel beteken. En dat jy nie die groep nodig het om die Bybel te verstaan nie. Maar ons glo inderdaad, dat God maak vir ons kinders van hom, hy maak vir ons sy godskinders, sonder dat ons dit verdien. Dis so, hy red ons, hy maak ons sy kinders op grond van genade, die genade, sonder dat ons dit verdien. Ons glo ook dat ons deel in Christus se geregtigheid, sonder dat ons dit verdien. Ons glo dat God gee Christus se geregtigheid, dit wat hy sy verdienstes aan die kruis, hy gee dit vir ons as 'n vernietgawe. Hy gee dit vir ons as 'n vernietgawe. Romeine 5 vers 17 leer dit inderdaad vir ons. Want as deur die oortreding van een mens die dood deur daardie een mens begin het, hy verwys na Adam, as die dood begin heers het, sal hulle wat die
oorvloed van God se genade ontvang, ja, die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens Jesus Christus in die ewige lewe regeer. So, regverdigmaking, om deur God regverdig gemaak te word, is 'n onverdienste gawe. Ons kan dit nie verdien nie. Daardie eerste keer as ek regverdig gemaak word, en daardie regverdigmaking beteken nie net dat ek word verklaar nie, maar dit loop hand aan hand met die wedergeboorte wat my aan die binnekant verander, wanneer God vir my, soos Petrus baie mooi sê in sy tweede brief, 2 Petrus 1 vers 3 sê, hy alles vir my gee wat nodig is, sodat ek 'n goddelike lewe kan lei. Dis belangrik. Dis belangrik. Hy gee dit vir my. Nou, as ek nou 'n kind van die Here is, hy gee nou vir my die geregtigheid, op grond van Christus se sterwe en opstanding. Dan glo ons egter as Katolieke, dat volgens Romeine 6 vers 16, ons wel egter kan groei in geregtigheid. Wanneer? Wanneer ons gehoorsaam is aan God. En wat is gehoorsaamheid? Dit is dade. Gehoorsaamheid is dade. So wanneer ons doen wat reg is, in die oë van die Here, kan ons groei in geregtigheid, nadat die Here ons op grond van sy genade die eerste keer tot wedergeboorte gebring het en aan die binnekant verander het. Dit weet ons, dat ons ou mense saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie, wanneer die Heilige Gees in ons inkom, en ons in staat stel om te doen wat God van ons vra. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. Besef julle nie, dat as julle self vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie? Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. So weer, ons as Katolieke glo dat ons kan groei in geregtigheid. En protestante glo dit nie. Protestante glo nie, ek groei in regverdigheid nie. Ek groei in regverdigmaking nie. Ons glo, jy groei in regverdigmaking nadat God jou die eerste keer, sonder dat jy het verdien het, regverdig gemaak het. Maar wat is regverdigmaking? Dit is nie net 'n verklaring nie, dit is 'n nuut skep aan jou binnekant. Nou kan ek doen wat God van my vra, en as ek doen wat God van my vra, groei ek gelyktydig in regverdigheid en heiligheid. In regverdigheid en heiligheid. Goed, want dit is die Gees wat ons in staat stel om op grond van Christus se opstanding, as ek gesterf het saam met hom, opgestaan het saam met hom, die Gees wat my nou help om God se eise van die wet na te kom. Dit is wat Romeine 8 vers 4 sê, en ek kan nie verstaan hoe Luther dit nooit wou gelees het nie. Hy sê daar, sodat die vereistes van die wet in ons vervul kon word. Die kon, dit gaan nou ook oor wat Christus vir ons gedoen het, inderdaad. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. So nou leef ons volgens die Gees. Ons het deel gekry aan die goddelike natuur. Athanasius, God word mens, sodat ons kan God word. En as ons dan nou die theosis gedagte deel het aan die goddelike natuur, en soos Petrus sê, alles van God gekry het, sodat ons 'n goddelike lewe kan lei, en as God dan vir ons vra, my kinders, leef nou op hierdie en hierdie wyse, dan is ons nou daartoe in staat om te doen wat God van ons vra. En uit vrye keuse kan ons sê, nee Here, ek gaan nou vandag iets anders te doen. En as ek nou nie doen wat God van my vra nie, is ek ongehoorsaam, het ek hom nie op sy woord gevat nie. En daai ongehoorsaamheid is dan dieselfde as ongeloof, en krimp ek, daai liedjie, dan krimp ek in my geloof en in my geregtigheid voor God. My geregtigheid voor God word minder. Dis wat ons glo.
Dis wat ons as Katolieke glo. Dis nie asof ek uit my eie krag dit doen nie, maar deur die Gees van God wat my lei en my help, my daartoe in staat stel. Dis hierdie sinergisme tussen ons en God. Dit is soos wat ons gelees het in Jakobus. Geloof wat met die werke meewerk. Geloof en werke wat saam hand aan hand gaan met mekaar. Want geloof sonder werke is dood. Kan julle dit sien? Dan iets wat vir my onlangs weer opgeval het, en ek gaan nou na die Grieks verwys ook. In 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21 lees ons ook die volgende. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ek is nie maar net verklaar nie, ek is 'n nuwe skepsel. Die wedergeboorte, dit kan nie maar net wees dat ek 'n bedekte mishoop is, soos Luther sê nie. Want wat maak jy dan hiermee? 'n Nuwe skepsel, en weer eens, ek moet sê dat toe ek 'n dominee was, jy het hierdie goed gelees, maar jy was so vasgevang in hierdie protestantse denkraamwerk, dat jy nooit besef het dat dit wat jy vir mense sê, botsend is, met wat wedergeboorte regtig is nie. Want hoe is dit moontlik om 'n daadwerklike nuwe skepsel te wees, as ons tegelijkertijd as protestante gesê het, toe ek het nog daar was, en tegelijkertijd soos protestante nog steeds sê, as geregtigheid nie 'n veranderende, binnewerkende aksie is van God in jou lewe nie. As geregtigheid net 'n forensiese verklaring is, en dit nie jou lewe verander nie, hoe is dit dan moontlik om 'n nuwe skepsel daadwerklik te wees? Wat dan nou kwansies nog steeds maar net nou nie daartoe in staat is om die goeie dinge te kan doen nie, want die protestantse belydenisskrif, die Heidelbergse Katekismus leer ook, dat ons beste werke wat ons nog sou kon doen, selfs nadat jy 'n kind van die Here is met sonde bevlek. Jy is altyd vasgevang in hierdie sonde, selfs jou goeie, sogenaamde goeie werke, as ek die ou tannie oor die straat help, as ek my ma help skoolgoed was, as ek regtig doen wat die Here van my vra, ek lees my Bybel, ek groei in my gebedslewe, ek is betrokke by die kerk, al die dinge is met sonde bevlek, dis net die hele tyd sonde, sonde, sonde. Daar's nooit, volgens protestantisme, in elk geval die klassieke protestantisme, van Calvinisme en Lutherisme, as ek het so kan noem, en die Zwingliese tradisies, daar's nooit 'n geleentheid waar jy nie sonde doen nie, maar moenie worry nie, forensies is jy net verklaar as 'n kind van die Here. So jy hoef nie te worry nie, want geloof alleen is al wat belangrik is. So solank ek net sê ek is 'n kind van die Here, hoef ek nie te doen wat God van my vra nie. Dis regtig in praktyk hoe protestante leef en doen. Selfs al is daar in teorie van kansels af, waar daar vir mense gesê word, nee, julle moet beter lewe, ek het dit ook gedoen, en dan kom lidmaat en sê vir my, nee dominee, ons kan nie dit doen nie, want ons is maar net met sonde bevlek, ons vertrou nou maar net die Here gaan ons nog steeds verwelkom in die hemel, maak nie saak hoe ek leef nie. Want Luther dan nou gesê, ons word net bedek met die bloed van Christus en regverdig verklaar. En ek het later van tyd tot die besef gekom, dit kan nie. Dit wat Luther, Calvin en Zwingli geleer het, en waarmee hulle die hele reformatie bestuur het, en die kerk laat split en verdeel het, kan mos nie, maar net reg wees, as ons lees hier in 2 Korintiërs iets anderster nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Luther sê nee, jy is net 'n bedekte mishoop. Ek weet nie hoe jy 'n bedekte mishoop is, as die Bybel sê, jy is nuut gemaak nie. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met hom versoen het. So daardie versoening, daardie een word met God, verdien ons nie. En aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen. Weereens Bishop Barron noem dit ook, dis deel van theosis, die vergoddelikking, die versoening. En dit is ook belangrik. Protestante het nie theosis nie. Hulle het nie
Hulle het dit nie in hulle denkraamwerk dat verlossing gaan daaroor om te deel in die goddelike natuur nie. Hulle het dit nie. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie net hulle oortredinge toe te reken nie. Hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesande ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom, in Christus, voor God regverdig kan word. Regverdig kan wees voor God in Christus. Die Grieks is interessant. Die kaiosune theo, die geregtigheid van God. Dit kom uit Christus uit. Hy het 'n klomp dinge omdat hy onskuldig was, hy was sonder sonde, hy het 'n klomp verdienstes. Luther en Calvin en Zwingli het gesê, nee, God gee hierdie verdienstes nou vir ons, hy reken dit vir ons toe, want Christus het in ons plek gesterf, en ja, God het sy seun gestuur om in ons plek te sterf, maar weer eens, dis baie meer as net 'n toerekening. Protestantisme is baie oppervlakkig, want dit wil net 'n toerekeningsgeloof hê, dit het nie 'n nuutmakende geloof in die binneste nie. En dis waarom protestantisme oor 500 jaar gelei het tot 'n gesekulariseerde samelewing, waar alle heilige dinge, die sakrale manier van leef, die heilige manier van leef en doen in die samelewing, totaal verwyderd geraak het. Dis die teorie wat ek in die kerk hoor, maar ek hoef ek dit uit te leef in die lewe daar buite nie. Want intussen het geloof en wetenskap van mekaar geskei geraak, kerk en staat het te ver van mekaar verwyderd geraak, dink ek in my opinie, dat ons daaglikse lewe niks te doen het meer met wat ek op 'n Sondagmôre dalk van die kansel af hoor nie. Maar hoor, hoe sê die Grieks dit nou? Ek wil net die Engels lees. 2 Korintiërs 5 vers 21, For our sake, he, God the Father, for our sake he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Dit klink anders as Afrikaans. Ons word die righteousness of God. Nou, met alle respek teenoor Bybelvertaling, 'n mens sou inderdaad hierdie teksvers in die Afrikaans beter kon vertaal, want die Grieks is baie duidelik die dikaiosune theo en auto. Dit is ons word die geregtigheid van God. Dis wat die Grieks sê. Regtig, dit is wat die Grieks vir ons sê. Christus sterf, hy staan op in ons plek, ja, maar sodat ons nie maar net via 'n forensiese uitspraak van die Here in die hof God bedek word met Jesus se geregtigheid nie, maar sodat ons die geregtigheid van God kan word. En dis belangrik. Ons word die heiligheid van God. Ons word dit wat reg is in die oë van die Here. En as ons dit dan geword het, dan word ons dit sonder dat ons dit verdien. En ek wil hê my protestantse broers en susters wat hoor, ons glo ons verdien dit nie. Ons kry dit net uit genade alleen verniet op grond van die eenmalige offer van die Here. Maar as ek dit gekry het en ek nuut gemaak is en ek word die geregtigheid van God, dan vra God die Vader van my, doen nou dit wat reg is. Doen nou dit wat reg is. En as ek dan doen dit wat reg is, saam met die leiding en krag van die Heilige Gees, dan kan ek inderdaad meer word in die regverdigheid waarin die Here my geplaas het. Saam met die heiligheid. Want heiligheid en geregtigheid binne die katholieke denkraamwerk is een en dieselfde ding. Terwyl dit by protestante nie is nie. En as ek dan groei in my geregtigheid voor God, is dit op grond van my geloof wat deur die liefde werk, Galasiërs 5 vers 6, want dit is wat geloof is. Dan is dit soos Jakobus sê, geloof wat nie dood is nie. Dan is dit 'n egte geloof. Want dis 'n geloof, dis 'n werke, dis 'n manier van doen, dis 'n manier van leef. Geloof wat deur die liefde werk.
groei in geregtigheid. Geloof wat deur die liefde werk, Galasiërs 5 vers 6. Geloof wat deur die liefde werk. Dis nie 'n sit en niks doen nie. En dan groei ek weens my samewerking met God. Geloof en werke wat saam met mekaar werk, groei ek in die geregtigheid van die Here, nadat ek, sonder dat ek het verdien het, regverdig verklaar is, regverdig gemaak is, die geregtigheid van God geword het, die heiligheid van God geword het. Dis wat Katolieke glo. So, kom ons vat dit nou saam, ek het nou baie gepraat en ek hoop julle is nog met my. Wat sê ons? Ons glo as Katolieke dat die Bybel leer vir ons dat as die Bybel praat oor geregtigheid, dan is dit dieselfde ding as heiligheid, dis die eerste iets. Die tweede een is dat ons glo die Bybel sê, aan die een kant is die geregtigheid 'n vernietgawe van God. Dit is 'n vernietgawe van God, sonder dat ons dit verdien, maar dan is dit ook, wanneer ek die geregtigheid van God geword het, en ek het dit vir julle gewys uit die Grieks, dit is 'n beter vertaling om te sê, ek word die geregtigheid van God, soos die Engels dit sê, dan kan ons deur gehoorsame werke en dade, wat saam met die geloof loop, wat eintlik die geloof bevestig, wat eintlik die geloof is. Geloof is werke in aksie, gehoorsaamheid in aksie. Dan kan ek toeneem in heiligheid, toeneem in geregtigheid, die sinergisme, 'n samewerking tussen my en God, sodat ek weer kan uitkom by die doel van verlossing, soos wat Sagaria gesê het, vanuit die ou verbond ook, sodat ons in heiligheid en geregtigheid God kan dien, sodat ons kan voldoen aan die skepingsdoel waarom die Here ons gemaak het in Genesis 1 en 2, om in geregtigheid en heiligheid te heers oor die skepping. En dis belangrik, dis baie belangrik. Nou kom ons vinnig by die werke van die wet waarvan Paulus praat. Wat praat Paulus dan nou van as hy praat van die werke van die wet? Byvoorbeeld, ek het nou gesê, 8 keer in sy briewe, Romeine 2 keer en 6 keer in Galasiërs, word daar gepraat oor werke van die wet wat nie red nie. Nou, die interessante is dat wanneer ons na die wet van die Here gaan kyk, soos ons dit in die Ou Testament kry, dan is dit die onderrigtinge van die Here, dit is wat die woord wet beteken, die woord Torah. Nou tradisioneel, die woord Torah verwys nie net na die 10 gebooie nie, maar die eerste 5 boeke van die Bybel. En die eerste 5 boeke van die Bybel het baie meer in as net wette, as net reëls, as net opdragte van die Here. Daar is stories in, daar is selfs liedere daarin, geskiedenisvertellinge. Dis alles deel van die Torah, die wet van die Here. Daarom sê ek weer, 'n beter vertaling sou wees die onderrigtinge van die Here, want die Here onderrig ons inderdaad wanneer hy sê, moenie steel nie, moenie moord pleeg nie, jy moet die Here jou God alleen dien, want hy het jou verlos, hy het jou geskep. Hy onderrig jou deur die vertellinge van die skepping, die roeping van Abraham, die roeping van Moses, jy word geonderrig daardeur. Daarom kan ek beginsels daar uithaal en in my eie lewe van toepassing maak en groei in my geloof voor die Here, in my geregtigheid voor die Here. Maar kyk ons nou na die wet van die Here, dan sal ons sien, daar is 'n verskeidenheid van wette. Daar is wette, en weer eens, onthou nou die video oor die hiërargie van waarhede, die hele wet vloei vanuit wie God is. Daar's een God, en vanuit dit is daar hierdie waarheid dat ek kan geen ander gode aanbid nie, want daar is eintlik nie ander gode nie. Daar's net een God, daar's net een ware God. Daaruit vloei voort dat ek op 'n sekere manier moet loof, dat ek op 'n sekere manier hom moet aanbid, op 'n sekere manier moet leef en doen. Nou kan ons sê, daar is wette wat vir my vertel hoe ek teenoor God optree. Daar is wette wat vir my vertel hoe ek teenoor my naaste optree. Weereens, dit word onderverdeel, daar is moreel-etiese beginsels, moreel-etiese wette. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie. Daar is
liturgiese wette, wat voortvloei vanuit die gedagte van hoe ek God aanbid. So, daar is uiteindelik wette, wat in 2 groepe opgedeel word. Daar is 3 groepe eintlik. Daar is moreel-etiese wette wat vir ons vasgevang is in die hele konsep van omdat God heilig is, omdat God regverdig is, kan ek nie my naaste doodmaak nie. Dis hierdie ewigdurende, sonder tydsbeperkende wette. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, ensovoorts, ensovoorts. Maar dan is daar wette wat ons baie duidelik sien te doen het met Israel se identiteit. Wie hulle as die volk Israel is. En in die Ou Testament is wie die volk Israel is aangedui onder andere hulle manier van leef. Dis nie maar net hulle taal Hebreëus gewees nie, maar wanneer hulle daar in Babylon aankom, wat doen Daniël? Hy wil nie die kos van die koning eet nie. Want as hy die kos van die koning is, dan kan hy sy as hy die kos van die koning eet, kan hy dalk moontlik sy identiteit verloor. So hy maak aanspraak op die voedselwette. So die voedselwette byvoorbeeld in Israel was daar om die identiteit van Israel te handhaaf. Daar was sekerlik ander beginsels ook, soos die feit dat jy nie mag varkvleis eet nie, wanneer die Here vir hulle hierdie beginsel gee in die woestyn, dan is dit omdat daar nie yskaste was nie. Daaroor kan ons baie praat. Maar ten diepste het die voedselwette gegaan oor, was reinheidswette, wat gegaan het oor, ja, daar was gesondheid betrokke. Daar was gesondheid betrokke, en ons kan die beginsels uithaal, ons het gesondheidsinspekteurs ensovoorts. Maar dit was 'n manier van om hulle identiteit te wys teenoor die wêreld. Dit is hoe Daniël dit uitleef. Dan was daar iets soos die besnydenis, wat die kragtige sakrament van die Ou Testament was, wat jou ingebring het in die verbondsvolk van die Here in. Dit is liturgiese wette. Dit is liturgiese wette. En dan is daar die ander wette. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie. So jy het liturgiese wette en jy het dan identiteitswette. Interessante is dat die Fariseërs en die Sadduseërs, in besonder die Fariseërs, het hierdie wette in die Ou Testament nog verder verfyn en het hulle klomp goed gesê rondom die wet, in 'n poging om die wet sogenaamd te beskerm, en dan wou hulle hê, mense moes ook 'n klomp ekstra wette nakom, wat die Here nooit noodwendig in gedagte gehad het nie. Byvoorbeeld, jy mag nie 'n stoel gesleep het op die Sabbatdag nie, want net nou ploeg jy. En jy mag nie werk op die Sabbatdag nie, so jy kan nie jou stoel sleep nie, want as jy nou jou stoel deur die sand sleep, gaan jy ploeg. En dan oortree jy die Sabbatswet. En dis nooit wat God gesê het nie, dit gaan oor 'n vertroue op God, dis waaroor die Sabbat gaan. Dis hoekom ons in die kerk ook die beginsel van die Sabbat van rus handhaaf, wel op 'n ander dag. Maar dit gaan ten diepste oor vertroue in God. Dis waarom Jesus bots by die Fariseërs, wanneer hy die siek man gesond maak op die Sabbatdag, dan mis hulle die wonderwerk, want hulle sê die dokter kan nie die siek persoon op die Sabbatdag gesond maak nie, want dan werk hy nou. Ja, so hulle mis dan die punt. Nou goed, hoe raak dit nou Paulus, wanneer hy praat rondom werke van die wet? Kyk ons na die tradisie van die kerk, dan sien ons dat volgens die kerkvaders, Origenes van Alexandrië, Sint Jerome, dan ook Ambrosiater, Theodred en Sint Thomas Aquinas, teoloë en kerkvaders van die kerk in die kerktradisie. Hulle sê almal vir ons, dat wanneer Paulus praat van die werke van die wet, dan gaan dit nie oor die 10 gebooie en die beginsels wat ons het nie. Dit gaan nie daaroor dat Paulus vir ons wil sê, ek kan nie groei in geregtigheid nie. Dit gaan oor wette, wat deur die Israeliete, vir al die Fariseërs en die Sadduseërs, misbruik is, om ander mense uit te hou uit die genade van God uit. Byvoorbeeld die besnydenis. Die besnydenis het 'n identiteitsteken geword, waarmee, ons sien dit ook in die vroeë kerk, die stryd. Jy moes eers 'n Jood word, wou hulle hê, voordat jy 'n Christen kan wees. Jy moet die Joodse identiteit aanneem, in plaas daarvan dat jy die identiteit van Christus aanneem. So die kerkvaders sê vir ons duidelik, dat die werke van die wet, waarvan Paulus praat, is wette soos die liturgiese wette, die sakramentele wette, die offers van die Ou Testament wat vervul is in Christus, die voedselwette, wat ons op 'n ander manier kan toepas.
Daardie voedselwette wat deur Daniël hulle gebruik is om die identiteit van Israel aan te dui. Die sakramentele feeste van die Ou Testament. Al die wetgewing rondom byvoorbeeld die loofhuttefees wat vervul is in die uitstorting van die Heilige Gees. Daardie wette kan jou nou nie meer red nie, want dit was vooraf skaduwees van Christus. Dit was wegwysers na Christus toe. Dit was dinge wat vir my vertel het van God se genade, ja, maar dit is dinge wat my vertel het, die tabernakel ten diepste byvoorbeeld, die offers, dit is dinge wat vir my ten diepste gewys het na 'n tyd wat nog kom, wanneer God finaal die sonde van die wêreld mee sal afreken. Dis wat die kerkvaders sê. Maar die interessante is dat selfs protestantse teoloë vanuit die sogenaamde nuwe benadering tot Paulus, mense soos N.T. Wright, James Dunn, E.P. Sanders, erken nou weer 'n keer dat Luther en Calvin met opset weggedraai het van hierdie altydse verstaan. Die kerk het tog altyd verstaan wat Paulus bedoel met werke van die wet. Maar Luther en Calvin het met opset wegbeweeg van daardie verstaan. Hulle het hulle eie verstaan kom koppel aan werke van die wet. En daarom het hulle die brief Romeine uiteindelik anders geïnterpreteer. En het hulle gesê dat is werke van die wet my nie red nie, dan beteken dit, daar's niks wat ek nou kan doen om te groei in geregtigheid nie. Ek kan nie my saligheid verdien nie. Dis hoe hulle dit dan uiteindelik vertolk het. Maar, wat glo ons as katholieke kerk? Ons glo op grond van die tradisie, soos die kerkvaders het altyd gesê het, soos wat selfs protestantse teoloë vir ons wys, dat werke van die wet gaan nie oor die totaliteit van die wet nie. Dit gaan oor die seremoniële, rituele identiteitswette. Dinge soos die besnydenis, die voedselwette, die reinheidswette. En ja, sê ek weer, as Oud-testamentikus gaan ek dadelik sê, daar is beginsels in al die dinge opgesluit. Maar dit is die beginsel wat die belangrike is, nie by die manier hoe die beginsel toegepas word nie, want die beginsel van die besnydenis deur Christus kry uiteindelik 'n nuwe krag, in 'n nuwe realiteit, 'n nuwe werklikheid, in byvoorbeeld die doop. Die reinheidswette kry nuwe beginsels in ons gesondheidswetgewing, wat ons vandag nog ook op 'n sekere manier handhaaf. Maar dink weer aan die hiërargie van waarhede. Toe ek gepraat het oor die hiërargie van waarhede, dit is hoe ons ook werk met beginsels. Ook wanneer dit kom by wette. God is bo. Die verbod op varkvleis in die Ou Testament is nie hier nie, hierbo nie. Dis laar af. Maar die beginsel gaan oor gesondheid. Ja, dit is in die Ou Testament gebruik om identiteit te handhaaf, maar dis eintlik nie waaroor dit gegaan het nie. Dit gaan oor gesondheid, om nie siek te wees nie. Want dis die konteks waarbinne in dit gegee word in die Ou Testament. So dis iets wat eintlik op 'n ander manier deur middel van gesondheidsinspekteurs wat die varkvleiskarkaste ondersoek om te kyk dat daar nie vuil kieme in is nie. Dis hoe ons daardie beginsel steeds kan handhaaf. Maar dit gaan nie nou oor identiteit nie, want dit het nooit ten doel gehad om oor identiteit te gaan nie. Dit is hoe ons die Ou Testament mee werk. Ons degradeer nie die Ou Testament soos wat dit veral gedoen word in protestantse akademiese kringe en selfs in die alledaagse lewe van protestante nie. Nee. Dis dieselfde vlak as die Nuwe Testament. Dit gaan oor hoe dit toegepas word. Dit gaan oor hoe dit toegepas word. So weer, dit is die voedselwette, die reinheidswette, die offerliturgiese wetgewings wat vervul is in Christus. Dit is al daai liturgiese offerwette wat vervul is in Christus waarna Paulus verwys. Wat vir Israel daar was ook as deel van hulle identiteit. Ons aanbid God anders as in die Ou Testament. Want Christus het die Ou Testamentiese aanbiddingsrituele en wetgewinge in homself vervat en nuut gemaak en dit anders aan ons gegee. Sodat ons anders doen. Die van julle wat die nuwe Ignatius Catholic Study Bible in die hande kan kry, waarvan onder andere Dr. Scott Hahn een van die redakteurs was, daar is 'n hele
afdeling, 'n hele mooi artikel wat geskryf is oor wat bedoel Paulus met hierdie werke van die wet. Wat bedoel Paulus met werke van die wet binne die konteks van die verhouding tussen geloof en werke en die geregtigheid van God. So as jy 'n ekstra geldjie het, kyk of jy daardie Ignatius studiebybel in die hande kan kry. Maar weer, in kort sê ek nou, dan gaan ek na die katekismes toe. So wat glo ons as Katolieke? Wat bedoel Paulus met werke van die wet wat nie red nie? Dit is al daardie voedselwette van die Ou Testament, die reinheidswette van die Ou Testament en die offerliturgiese wette van die Ou Testament. Dis nie die wet van die Here in sy totaliteit en die beginsels wat opgesluit is in, jy mag nie moord pleeg, jy mag nie steel en jy mag nie valse getuienis aflê nie. Dis nie waarvan Paulus praat nie. Dis nie dat die wet in homself nou niks meer vir ons beteken as Christene, soos wat so baie protestante graag wil hê nie. Nee, ons gebruik die wet van die Here nie omdat ons goed by God die Vader wil verdien daarmee nie. Nee, maar die wet is vir ons as kinders van die Here daar om te weet wat vra God van ons. Hoe leef ons sy geregtigheid uit? Hoe leef ons sy heiligheid uit? Nou dat hy my heilig en geregverdig gemaak het. Dis waaroor dit dan nou ook gaan. Nou, so ek hoop julle verstaan nou wat bedoel Paulus met werke van die wet wat nie red nie. Nou wil ek vinnig afsluit deur te gaan na ons katekismes toe. Ek het nou baie gepraat. Hoe steek dit nou alles vir ons in mekaar? En ek het nou weer eens net die Engelse een hier, die Engelse katekismes. Maar nou justification, regverdigmaking, regverdig verklaring. Dis die Heilige Gees in paragraaf 1987. Dit is die artikel 2 wat gaan oor genade en regverdigmaking. Genade en regverdigmaking. Grace and justice. Vanaf paragraaf 1987. The Holy Spirit has the power to justify us. Dis die Heilige Gees. God, en dit is nou iets wat Athanasius gesê het, Sint Athanasius wat die volgende gesê het, God gave himself to us through his Spirit by the participation deur ons deelname aan die Heilige Gees, deur ons deelname in die Heilige Gees, participation of the Spirit, we become communicants of the divine nature. So as die Heilige Gees in ons is, en ons deelneem in die Heilige Gees, en God in ons, en ons in God, dan word ons ook communicants, kanale waardeur die goddelike natuur dan na buitekant toe vloei, sê Athanasius. For this reason, those in whom the Spirit dwells are divinized, word vergoddelik, theosis. Dis paragraaf 1988. Dan in 1989, the first work of the grace of the Holy Spirit is conversion, bekering. So die genade van die Heilige Gees bring die bekering. En dan verder in paragraaf 1989 glo ons dat justification, regverdig verklaring, geregtigheid, om deur God regverdig gemaak te word, is nie net 'n verklaring nie. Justification is not only the remission of sins, dis nie net 'n wegvat van die sonde of 'n vergifnis van die sonde nie, but it is also the sanctification and renewal of the interior man. Dis wat Katolieke glo. Justification, regverdigmaking, is nie net 'n wegvat van die sonde nie, maar dit is ook heiligmaking en dit is ook die vernuwing van die ou mens, sodat hy 'n nuwe mens kan word. Ons lees ook hier in paragraaf 1990, regverdigmaking maak ons los van die sonde. Justification detached man from sin, which contradicts the love of God and purifies his heart of sin. So regverdigmaking is nie net 'n verklaring nie, soos protestante sê nie, dit maak my los van die sonde.
Dan in paragraaf 1991, justification is at the same time the acceptance of God's righteousness through faith in Jesus Christ. Dit is dit. Ek aanvaar deur die geloof dit. Ons aanvaar dit deur die geloof. Righteousness or justice here means the restitute of the divine love. With justification, faith, hope and charity are poured into our hearts, and obedience to the divine will is granted us. Gehoorsaamheid. Daarom is gehoorsaamheid gelyk aan geloof in die Bybel. Dan 1992, rechtvaardigmaking, justification has been merited for us by the passion of Christ, who offered himself on the cross as a living victim, holy and pleasing to God, and whose blood has become the instrument of atonement for the sins of all men. Justification is conferred in baptism, the sacrament of faith. Maar kan julle hoor, op grond van die meriete van Christus, sy meriete word inderdaad vir ons gegee, maar het word nie net gegee nie, daardie meriete verander ons. Dis die verskil weer, sê ek, tussen katholieke en protestante. Protestante glo nie dat die meriete van Christus ons verander aan die binnekant nie, sodat ons die geregtigheid van God word nie. Dan, justification establish cooperation between God's grace and man's freedom, sy vrye wil. Dis paragraaf 1993. So dit is die feit dat God my regverdig maak, wat my vrye wil, wat gekwes is, ook nuut maak, sodat daar nou 'n samewerking kom tussen geloof en werke. 'n Samewerking tussen geloof en werke. 'n Samewerking tussen God en mens. Is belangrik. Ons glo volgens paragraaf 1994 van die katekismus van die Katholieke Kerk, dat justification is the most excellent work of God's love made manifest in Christ Jesus and granted by the Holy Spirit. Maar weer in paragraaf 1995, die Heilige Gees kom verander ons aan die binnekant. Justification entails the sanctification of the whole being, en dit is wat protestante ook nie glo nie. Justification is nie 'n verklaring nie, maar justification is ook die heiligmaking. En protestante glo dit nie. Maar dis wat katholieke glo. Dis hoekom ek daardie video gemaak het ook oor die denkraamwerk verskille tussen protestante en katholieke. Dan oor genade, net so 'n paar enkele opmerkings oor genade. Our justification comes from the grace of God. Genade onverdien. Genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. Maar daardie genade van God verander my aan my binnekant. Paragraaf 1997. Grace is a participation in the life of God. Dis theosis. 2 Petrus 1 vers 4. Ek kry deel aan die goddelike natuur. En om deel te kry aan die goddelike natuur, verander my. Dit verander my. Grace is a participation in the life of God. It introduces us into the intimacy of the Trinitarian life. Dit bring my in die goddelike natuur in. Weereens, God, die symboolkie, die driehoek. Ek word ingebring in die binnekant in. God in my, God deurdrenk my, ek word verander, sodat ek die heiligheid en die geregtigheid van God kan word. Maar weer sê ek, protestante glo nie dit nie. Hulle het nie theosis nie. Dan, this vocation is eternal life. The vocation to eternal life is supernatural. It depends entirely on God's gracious work, sy initiatief, wat hy neem, net hy kan het gee, net hy kan het bewerkstellig. So alles begin by God se genade. Dis nie ons wat dit verdien en sê, Here, ek het nou hierdie klomp goed gedoen, nou moet u my deel maak van u goddelike natuur nie. Nee,
Dis nie wat ons sê nie. Ons verdien nie dit om deel te word van die goddelike natuur nie. Katolieke wil nie sê, Here, ek het gebod 1, 2 en 3 en 4 tot by 10 nou al vir 2 jaar stiptelik nagekom. Ek verdien daarom nou om in te kom in die goddelike natuur nie. Dis nie wat ons glo nie. Op grond van Christus se sterwe en opstanding, onverdiend word ons deel gemaak van die goddelike natuur deur genade alleen, sonder dat ons dit verdien. En dan wanneer ons deurdrenk word met die goddelike natuur, word ons God se geregtigheid en heiligheid. En as veranderde mense doen ons wat God vir ons vra in gehoorsaamheid en kan ons nou groei in ons geregtigheid en heiligheid met 'n samewerking tussen ons geloof en werke. Sodat ons dan, soos Jakobus sê, deur werke inderdaad kan groei in regverdigheid. As God sê, mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou en oor baie sal jy aangestel word. So ek hoop nou vandag na hierdie video julle mooi verstaan waar ons van protestante verskil wanneer dit kom by geloof en werke, hoekom ons van mekaar verskil en hoe ons dit inderdaad dan ook as katolieke nie net op die tradisie baseer van die kerkvaders nie, maar inderdaad ook op grond van die Bybel verstaan en uitleef in ons alledaagse lewe. Gaan kyk 'n bietjie na daai paragrawe van die katekismus ook wat ek vir julle gegee het, die Bybeltekste wat ek genoem het, gaan bestudeer dit so 'n bietjie op julle eie, en as daar vrae is, vra gerus aan die onderkant van hierdie video, ook op ons Facebook waar hierdie video geplaas sal word.